Ek weet sommer dit gaan goed met jou op hierdie pragtige Vrydagmôre. My naam is Rian Abri. Dankie dat jy ingeskakel is by Herbou saam met Rian. Wat 'n voorreg om by sy woord uit te kom. Nou ek wil vandag vir jou 'n wenresep gee in terme van hoe ek en jy moet wandel in die lewende God. Hierdie is 'n wenresep. En Dawid het hierdie wenresep sommer vroeg in sy lewe het hy dit uitgesorteer. Hy het dit vroeg in sy lewe ontdek, omdat hy 'n verhouding gehad het met die lewende God. Hy het 'n verhouding gehad. En so moet ek en jy ook 'n absolute verhouding hê met Yeshua, ons verlosser en saligmaker. En ons moet nou natuurlik in sy woord wandel. Nou kom gee hy vir ons die wenresep in Psalm hoofstuk 1. En hy gee vir ons iets amazing. So hy sê, welgeluksalig is die man. Nou wat beteken die woordjie welgeluksalig? Dit beteken, dit gaan wel met jou, jy is gelukkig en jy is 'n salige mens. Met ander woorde, dat die guns, die genade en die goedheid van Jahwe ons Elohim op jou rus. So ek is seker elkeen van ons wil welgeluksalig wees in die teenwoordigheid van Jahwe ons Elohim. Nou sê hy, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Hierdie is 'n opdrag, mense. Hy sê vir ons baie duidelik, hy sê dat ons kan nie wandel in die raad van die goddelose nie. So, met ander woorde, as ek wil raad ontvang, dan moet ek seker maak dat die raad wat ek ontvang kom van 'n goddelike persoon af. Iemand wat die lewende God dien in gees en in waarheid. Wanneer ek raad nodig het, dan hardloop ek na sy woord. Dis waar ek raad ontvang. Ek hardloop na sy woord. As ek nou natuurlik raad op is in enige aspek, in enige situasie in my lewe, dan hardloop ek heel eerste na die woord toe. Dis vir my die mees belangrikste. Ek spandeer tyd in gebed. Maar jy sien baie kere hardloop mense na instansies toe, hulle hardloop na goddelose mense toe, hulle hardloop na allerhande klomp aspekte toe, in steede daarvan om te kom by die woord van Skepper lewende God. Nou is daar 'n ander ding wat sy kop uitsteek, en dit is nou natuurlik AI. En AI is nou van so 'n aard dat jy kan sommer met AI praat. Jy het sommer 'n AI buddy, jy het 'n AI, 'n platform wat jou kan help met baie dinge, en in steede daarvan om dinge op die regte manier te doen, om te hardloop na sy woord, om te kom by gebed in jou lewe, en om 'n gesprek te hê met 'n persoon wat Jahwe dien in gees en in waarheid. In steede daarvan sit ek by my huis en ek is op my telefoon en ek is besig met AI, en die oomblik wanneer ek daarmee besig is, dan sny ek die lewende God totaal uit my lewe uit. So mense, dit is so belangrik dat ek en jy weer sal terugkeer na die woord. Want baie mense gebruik dit deesdae, en ons weet dat die tegnologie het van so 'n aard gevorder in die tyd waarin ons lewe, maar dit kan nie die plek neem van 'n verhouding met Jahwe ons Elohim nie. Dit kan nie. Ongelukkig het ek die video's gesien en ek het die gesprekke gehoor, en ek het nou al gehoor wat gebeur reg rondom ons in terme van AI, want mense skei hulle vrou om betrokke te raak met 'n AI vrou wat blykbaar vir daai persoon alles bied. Dis liefde en dis aanneming en dis al hierdie nice goed, maar dis nie 'n realiteit nie, mense. So ek kan nie my geloof koppel op iets wat nie 'n realiteit is nie. Kan ek vir jou sê wie is 'n realiteit? Dis die Skepper van hemel en aarde. Hy is 'n realiteit. Hierdie woord is 'n realiteit. Daarom wanneer ek by die woord uitkom en ek sit by die raad van die Skepper van hemel en aarde, en ek kom by sy woord uit en ek praat met manne en vroue wat waarlik God dien in gees en in waarheid, dan is ek besig om my lewe op die regte manier te voed. Maar wanneer 'n mens betrokke raak met AI en jy raak betrokke met die gemaklikheid daarvan, waar jy die verhouding uitskakel, eerstens met die lewende God, tweedens met die mens, as jy daai verhouding uitskakel, dan sit jy eintlik in 'n probleem. Nou sê die woord, hy sê wat nie wandel in die raad van die goddelose, so
enige iets wat 'n koneksie het met die wêreld, kan ek nie my geloof aankoppel nie. Ek kan nie my geloof daaraan koppel nie. So as ek wil raad hê van 'n prokureur of 'n advokaat, dan moet jy iemand kry wat God dien, en ek is so dankbaar, ek het sulke mense in my lewe. Wanneer jy raad nodig het van dalk 'n bouer of wat ook al, dan moet jy iemand kry wat God dien in gees en in waarheid. En ek is dankbaar ek het sulke mense in my lewe. Ek gaan nie vir 'n sondaar gaan vra, hoorie, so wat maak ek in hierdie aspek? Wat doen ek hier nie? Want hy gaan vir my die verkeerde raad gee. Vader se woord sê dit, die man wat wandel in die raad van die goddelose het moeilikheid. Nou gaan hy verder. Hy sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en nie staan op die weg van die sondaars nie. Dit beteken dat ek kan nie my vereenseldig met hulle nie. Ek kan nie aan tafel sit met hulle nie. Ek kan nie my vereenseldig met hulle nie. Ek kan nie deel raak met wat hulle deel het nie. Ek kan nie betrokke raak nie, wat nie staan op die weg van die goddelose nie. Onthou een ding, dat ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Ons is in hierdie wêreld, in ander woorde, die boosheid is om ons, die goddeloosheid is om ons, mense, ons lewe in 'n sondige wêreld, maar hier sê die woord, moenie op dieselfde weg staan nie, moenie staan op dieselfde pad, dieselfde weg, dieselfde fondasie as wat die sondaar op staan nie, want ek en jy moet anders te lyk, ons moet anders te funksioneer, ons moet anders te praat, en as ek geluk wil hê, as ek wil hê dit moet goed gaan met my, en ek wil die guns en die genade van Jahwe ervaar in my lewe, dan moet ek oplet waar my voet my heen lei. Ek moet oplet. Ek moet oplet met wie ek myself vereenseldig. Ek moet oplet. So ek kan nie staan op die weg van die goddelose nie. En nou kom die derde gedeelte, en hy sê, en nie sit in die kring van die spotters nie. Wat beteken dit om te sit in die kring van die spotters? Dit beteken, jy word eintlik deel. Om te sit in die kring van die spotters beteken, jy word ingenooi. Want net iemand wat kan sit in die kring, is iemand wat saam praat, wat genooi word, wat het reg kry om beide te sit, en die goedkeuring gee van alles. En nou sê die woord, moenie sit in die kring van die spotters nie. So daar is 3 dinge wat ek en jy nie moet doen nie. 3 dinge wat ons nie moet doen nie. Ons moet nie wandel in die raad van die goddelose nie. Ons moet nie staan op die weg van die sondaars nie. Ons moet nie sit in die kring van die spotters nie. Met ander woorde, jy moet eintlik, jou lewe moet so wees, dat die sondaars en die goddelose en die wat in die kring van die spotters is, nou wat is die kring van die spotters? Dis dan natuurlik mense wat teen die woord praat, wat spot teenoor die lewende God, wat sê, ag nee wat, hierdie Bybel, hierdie godsdiens, gaan weg. Dis die spotters. Die spotters is die wat absoluut teen die lewende God draai. En hulle draai ook teen jou. Maar om te sit in die kring van die spotters beteken eintlik dat jy word genooi. En vanweë jou optrede en jou spraak en al daai, is jy welkom daar. Jy is welkom. En dan beteken dit dat wanneer jy in die kring van die spotters is, dan moet jy saam praat. Jy moet dieselfde taal praat. Jy moet dieselfde optrede hê. Jy moet dieselfde gesindheid hê. En daarom, wanneer ek en jy in die kring van die spotters is, dan het ek en jy moeilikheid. Ons kan nie God dien. Ek en jy kan nie claim to fame dat ons het die gees van God in ons, en ons dien die lewende God in gees en in waarheid, maar ons hou raad met die goddelose nie. En ons staan op die weg van die sondaars nie. En ons kom sit in die kring van die spotters nie. Want dan is daar 'n probleem by my en jou. En Vader gee vir ons 'n duidelike waarskuwing hier. En hy sê, ouens, pas op hiervoor. Pas op hiervoor. Want so maklik word jy ingesleep. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom word mense so maklik ingesleep? Want hulle is nie duidelik lig en sout in mense se lewens nie. Ek en jy moet lyk soos lig en proe soos sout. En wanneer ons lyk soos lig en proe soos sout, ek kan jou nou waarborg, jy gaan nie genooi word om in die kring van die spotters te sit nie, want duisternis wil geen gemeenskap hê met die lig nie, en lig wil geen gemeenskap hê met duisternis nie. Halleluja! So mense, ek wil hierdie woord vandag vir jou gee, op hierdie Vrydagoggend,
dat jy sal weet, ek moet anders te funksioneer. Ek moet anders te lyk. My lewe moet getuig van wie Yeshua in my is, dat ek nie eens genooi sal word om te kom sit in die kring van die spotters nie. Maar dat wanneer hulle my sien, dat hulle sal sê, daar is waarlik die lig en die sout. En daai persoon se lewe getuig van wie Yeshua is. Halleluja. Mense, dankie dat jy ingeskakel is. Mag jy geseënd wees op hierdie pragtige Vrydag. Tot volgende keer. Shalom.